selfbeheersing. Kom ons sluit gou die oë. Dankie Papa Vader vir hierdie wonderlike dag wat Papa vir ons gegee het. Dankie dat Papa vir ons voorsien en vir ons soveel boodskappe gee om van al hierdie dinge te leer, Papa Vader. Gaan asseblief saam met ons in hierdie les en help ons om ons hart en oor oop te maak en na u woord te luister, Papa Vader. Ek bid nie hierdie omdat ek dit ooit kan verdien nie, maar in u groot en heilige naam alleenlik. Amen. Tasse my maatjies, ons gaan vandag leer oor selfbeheersing met lekker goed. Hierdie lekker goed. Weet julle, ons gaan 'n lekker movie night hê. So ons het sommer klaar lekker pyjamas aan, ons is lekker gemaklik en gewoonlik as ons 'n movie night het ons lekker popcorn en chippies, biltong en lekker goed. Net om dit net lekker te geniet. So dit is lekker, né? Maar maatjies, ja. Maar weet julle wat? Ons moet selfbeheersing toepas. En weet julle, daar's nie 'n beter manier as om hierdie goed aan julle te verduidelik nie. Sê net, ek sê vir Jared en ek en hoorie, julle kan net elkeen 2 lekkertjies kry. So ek gee vir hulle elkeen 2 lekkertjies en kom ons maak so, ek gee vir hulle elkeen so en ek sê Jaden, jy kan hierdie kry. Nathan, jy kan hierdie kry. En ek gaan dalk nou hier om die hoek. En ek sê vir hulle, ek gaan net gou vir ons dalk water kry. En hulle dan vat ons dit vir ons. En hulle kan nie so maak nie, want dis nie selfbeheersing nie, my maatjies. Ons moet selfbeheersing toepas. So dis hoekom ons sê ons moet onsself beheer. Janet, vertel netjie vir die maatjies wat het eendag gebeur toe jy nie na mamma geluister het oor al die lekker goed nie. Ek het te veel geëet en te veel ek nie lekker nie. Sê dit al vir hulle. Ek het te veel geëet en te veel ek nie lekker Toe voel hy nie lekker nie. Weet julle wat, maatjies, sy maag het gepyn, hy het glad nie lekker gevoel nie. En dit was omdat hy nie selfbeheersing toegepas het nie. So nou weet hulle, as mamma sê ek kan net 2 lekkertjies kry of 1 lekkertjie kry, dan kan hulle net dit kry, hulle moet selfbeheersing toepas. Maar weet julle maatjies, is so maklik as julle dalk na 'n partytjie toe uitgenooi word. Dan gaan julle weer eens die selfbeheersing toepas nie, want onthou, mamma beheersing is mos nou nie daar nie. Mamma beheersing is mos hier by die huis. Maar dit is jou eie verantwoordelikheid om vir die Here te bid en te vra dat hy jou sal help met selfbeheersing, dat jy die reëls wat jy by die huis het tog daar ook sal uitvoer, net soos wat ons kinders van die Here by die huis is en kinders van die Here daar buite is. Ons moet selfbeheersing toepas. Ons moet altyd die regte kleed aan hê en die regte eienskappe uitbeeld. So maatjies, ek wil vir julle nog 'n voorbeeld gee van uit die Bybelse tyd uit. Toe Daniël en sy vriende gekies was om na die koning toe te gaan. Die koning het gevra dat sterk jong manne na hulle toe gaan en hulle was baie kon hulle aan die koning se tafel eet. Hulle kon van al die wyn drink en van al die kosse eet. Die lekkerste kosse wat daar was kon hulle van geëet het. Nou Daniël en sy vriende het net gelewe op water en groente. En weet julle wat gebeur? Die koning het vir hulle gesê hulle kan van al daai goeders eet. En daar was net 10, daar kon net 10 jong manne gekies word wat mooi sterk en gesond was, wat in die diens van die koning kon werk. So weet julle wat gebeur? Daar het al die ander mense vir die hele lang tydperk aan al daai lekker kos geëet, hulle het lekker wyn gedrink en alles wat net vir hulle lekker was, seker maar baie bederfde goeders daar geëet. En Daniël het net vir die hoofkelner gesê, nee, hulle soek net groente en water. En weet julle maatjies, toe hulle tydperk nou klaar is en hulle moet nou kyk, wie slaag nou om gekies te word om vir die koning te werk, om hulle in diens te neem. Weet julle wie was toe die belangrikste, wie was toe gekies, wat so mooi na hulle self gekyk het? En hulle het uit 'n vermoë gehad, hulle het selfbeheersing toegepas. Hulle kon nie van daai goed geëet het, maar hulle het nie. Hulle het selfbeheersing toegepas. Al was hulle ouers nie daar by hulle om toesig te hou oor hulle nie, hulle het selfbeheersing toegehad, want onthou hulle het die Heilige Gees in hulle harte gehad en hulle het geweet wat van hulle verwag word. So ouetjies, hulle is toe gekies om in die diens te werk vir die koning, want hulle was die sterkste en die slimste. So ek dink ons moet ook so wees, ons moet selfbeheersing toepas, my maatjies. As iemand vir ons 'n geleentheid gee om dinge te doen, moet ons dit goed doen en ons moet nie oorvat en dit net oordoen nie. Ons moet net doen wat van ons verwag word. Sê nou byvoorbeeld, daar word vir julle gesê julle kan die hele dag TV-speletjies speel. Julle moet nie die hele dag TV-speletjies speel nie, want ons moet dinge beperk. Ons moet daar tye in die dae wat ons moet gebruik om goeie dinge te doen, om mense te help. Byvoorbeeld, sê nou mamma sê, hoorie Nathan, jy kan TV-speletjies speel, maar jy moet vir mamma die skottelgoed was, jy moet vir mamma jou bed opmaak,
en jy moet die honde kos gee en jy moet so 'n bietjie met die honde speel. Sê net jy speel daai hele dag TV games en net 5 minute voordat mamma huis toe kom, spring jy gaga en jy beklei met Boetie omdat dit nie werk nie en jy beklei met daai nie reg is. En as jy te veel TV kyk en te veel, dan gaan jy ook blokkies verander. Ja, so ons moet selfbeheersing toepas. Ons moet kan beperk. Genoeg is genoeg. Dan weet ons, ons kan nie nou weer verder met hierdie goeders aangaan nie. So ons moet streng wees op onsself. Ons moet vir onsself kan sê, hoorie nee, genoeg is genoeg. Ons moet selfbeheersing toepas. Net soos wat as ek op die hoek gegaan het, moet Nathan en Jeremy sommer net vat en doen wat hulle wil nie, hulle moet selfbeheersing toepas. Net soos ons ek hulle moedertjie is en hulle luister vir my, so is God ons Vader en ons moet vir hom ook luister. Hy help ons met selfbeheersing. So maatjies, al wat ek vir julle kan sê, kom ons wees soos Daniel en sy vriende. Ons is gehoorsaam aan die Here en ons doen selfbeheersing. So dis die maklikste manier wat ek vir julle kan verduidelik. Kom ons sluit gou die oë. Jadi, ons gaan die oë sluit, né? Okay. 1, 2, 3. Dankie Papa Vader vir hierdie wonderlike les wat ons geleer het, Papa. Dankie dat ons selfbeheersing kan beoefen en dankie dat ons kan leer dat ons dinge moet beheer, dat ons moet kan sê genoeg is genoeg en as vir ons keuses gegee word, dat ons die regte keuses sal maak, Papa Vader. Dankie vir al die liefde, Papa, en dankie vir u omgee. Gaan asseblief so met elke liewe maatjie help hulle met selfbeheersing en help so ook ons almal met selfbeheersing, Papa Vader. Ek vra nie dinge wat ek ooit kan verdien nie, maar in u groot en heilige naam alleen. Amen. Amen. As my maatjies, julle moet nou soet wees, liefies en onthou selfbeheersing. Tata julle. Bye. Tata. Dis sy maatjies, ek hoop julle dit nou geniet. So om af te sluit wil ek gou ons moet opstaan en dan sing ons en dans ons bietjie met hierdie liedjie saam.